Wonderlike Here Jesus, wat 'n voorreg om 'n God soos U te ken. Here, 'n God wat altyd daar is vir ons. Here, U gaan nooit verby ons sonder dat U bewus is van ons. Here, baie kere voel ons so, Here, dat is U daar? Ek wil vir jou sê 1000 maal ja, Hy is daar. Hy is die alomteenwoordige God. Hy is regs van jou en hy is links van jou. Hy is bo jou en hy is onder jou. En daarom sê die woord van die Here, hy is alomteenwoordig. En in Matteus 28 waar hy sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat. Ek sê God wat altyd by jou is. Weer het verseker, en behalwe dit is my Heilige Gees binne in jou. En ek lei jou deur my Gees. En wanneer jy die woord lees, sal jy sien dat wanneer jy nader aan my kom, sal ek tot jou nader. En ek sal 'n pad met jou stap. En daar waar jy woestyntydperk beleef, in jou woestyn, sal ek ook daar wees. Ek sal jou nooit los nie. Ek wil vir jou sê, hou vas aan die hand van die Here. Hy sal jou deurdra deur jou krisis. En jy kan getuig, elke een vanmôre wat in hierdie kerk sit, kan getuig wat God al vir jou gedoen het in jou krisis. En ek wil vir jou sê, hy gaan jou weer deurdra deur jou krisis. Glo jy dit? Ek glo dit met my hele hart. Dankie Here vir die voorreg wat ons het vanmôre om na hierdie tema te kan luister. Godsdiens vir profit. Amen. Ons gaan kyk daar op die PowerPoint. Job. Jy het al van Job gehoor, né? Die verhaal van Job speel hom af so 6 maande. Toe is dit verby. Hy 42 hoofstukke en ek gaan net vir jou die eerste hoofstuk preek en dan preek ek vir jou die hele Job. En hierdie kort gedagte wat ek met jou gaan deel. Kom ons gaan kyk na Job 1 vers 1. Daar is vers 6. Kom ons kyk na Job 1 vers 1. Gaan ons nou kry. Job 1:1. Hy sê daar was 'n man in die land Is, wie se naam was Job. En die man was vroom en opreg en Godvreesend en een wat afgewyk het van die kwaad. Dan 6. En op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. 9. En die Satan antwoord die Here en sê, is dit verniet dat Job God vrees? 11. Maar strek net u hand uit en tas alles aan wat hy het. Waarlik, hy sal u in u aangesig seën. Met ander woorde, hy sal God vloek. Dan 16. Hy sê, terwyl die een nog spreek, kom daar 'n ander een en sê, die vuur van God het van die hemel geval en gebrand onder die kleinvee en onder die dierbares en die dienaars, en dit het hulle verteer, en net elkeen het ontvlug om u dit te vertel. Dan 21. En gesê, naak het ek uit my moeder se skoot gekom, dis nou Job wat hy praat, en naak sal ek daarheen terugkeer. Die Here het gegee, die Here het geneem, die naam van die Here sy geloof. Ek wil met jou so begin met hierdie verhaal van Job. Die boek van Job gaan oor die Christene se lyding. Die kern van die boek van Job gaan oor die wese van jou godsdiens en jou verhouding met die Here Jesus Christus. En nou het ek 'n vraag wat ek vra, sal mense God dien ter wille van hulle self, of sal hulle God dien ter wille van voordele? Kom ek gee vir jou wat ek wil sê, dien jy God vir sy gawes, dien jy God vir sy genesing, of dien jy God vir sy genesing? Beskerming, genesing, gawes. As dit nie daar was nie, sal jy nog steeds God gedien het? Dis 'n goeie vraag daai. Sal jy nog God gedien het as dit nie daar was nie? As jy gaan kyk in die hele verhaal van Job,
kom Satan en hy val die integriteit van God aan. En hy sê die volgende woorde vir God. Hy sê, man, Job dien jou, omdat jy nie goed is nie. Hy sê, maar Job dien jou vir sy voordele wat jy vir hom gee. Dis wat hy vir hom sê. En God sê vir Satan, hy sê, Satan, jy kan enigiets aan Job doen, jy mag net nie sy lewe neem nie. Jy kan enigiets aan hom doen, jy mag net nie dit doen nie. Wat is die eerste ding wat Satan doen? Hy stuur vuur uit die hemel uit. Hy slaan al Job se vee dood. Hy slaan al sy diensknegte dood met die weerligstraal. En hy stuur 'n tornado om sy kinders te vernietig. Mense, dit moet verskriklik wees. Hy wil maar op een slag. Al sy vee verloor hy, al sy diensknegte verloor hy. Maar Job het nie geweet dat Satan het hom uitgedaag. Hoor mooi, Satan het hom uitgedaag en dit het Job nie geweet nie. Nou moet jy mooi hoor wat ek nou vir jou gaan sê. God kom en hy verwys na Job met 'n heilige trots. En ek dink so by myself, hoeveel heilige trots het God vir my en vir jou? Want hy praat van Job, hy sê ek het 'n heilige trots vir Job. Hoeveel trots het die Here vir my en vir jou? En dan sê die Bybel, dat die Bybel praat van Job as 'n vrome man. Daai vroom beteken onberispelik, dat daar geen vinger na hom toe kan verwys word nie. Weet jy waar is, hoe moet jy leef, dat mense kan sê, ek kan geen vinger wys na hierdie man? Dis 'n man wat op pad met God staan. Onberispelik, vroom en onberispelik beteken, daar kan geen vinger na hom gewys word nie. Die Bybel sê, Job was opreg gewees. Hy het integriteit gehad. Dit was 'n man wat God gevrees het, hy het ontzag vir die Here gehad, en hy het eerbied vir God gehad. En ek dink daar baie mense wat baie keer vergeet wie God werklik is. En hou op om te praat van die ou man daarbo. Dis disrespectful. Maar baie mense praat van die ou man daarbo. Versigtig wees ook. Want jy praat nie so van God. Hoe maak mense ons dinge, ons besef nie wat ons sê? Wees versigtig. Ek wil vir jou sê, Job was 'n man wat afgewyk het van die kwaad. Dis 'n man wat versoekings vermy het. God het Job se hande geseën en dis hoekom Job ryk was. Dis hoekom Job so baie gehad het. Vir Satan was dit winsgewend geweest om God te dien en hy het dit geweet. Vir hom was dit winsgewend. Satan wil hê die volgende. Hy wil hê dat God moet weet dat Job dien hom nie omdat hy vir hom lief is nie, maar omdat hy oop hart vir hom het. Hy wil vir God sê, man, jy gee die hele tyd vir Job en dis hoekom God jou dien. En dis hoekom Job jou dien, omdat jy die hele tyd vir hom gee. Hoor gou mooi. Satan wil hê, dis die voordele wat hy het. Jy sien, Satan kom en hy daag toe vir God uit. Hy sê, van al sy seëninge weg, as hy sien hy sy vervloek. En ek en jy weet, Job het nooit God gevloek nie. Ons ken dit in die hele verhaal, hy het nooit gedoen nie. Jy sien, God wou Satan die teendeel bewys om hom sê, Job dien my vir wie ek is. Nie vir voordele nie. Nie vir dit wat ek vir hom die hele tyd gee, omdat ek 'n oop hart vir hom het nie, maar hy dien my vir wie ek is. Nou moet jy mooi luister. Toe Satan alles van Job al wegvat, Jakob het nog steeds die Here aanbid. Hy het alles van hom al weggevat. Maar toe kom die Satan met 'n ander triek, hy het altyd 'n triek. Hy sê, kom ons vat sy gesondheid weg. Ons almal weet wat het gebeur, hy het bose sere gekry, Job. En ek dink so by myself, weet julle, hoe lekker moes Satan gekry het om te sien hoe Job gelei het? Want God het dit nou toegelaat. Hoe lei hy, en hy het hom verlekker daarom om te sien hoe Job seer kry en hoe hy lyding gehad het. Jy sien, by die ergste van alles is dat Job het gedink, dis God wat dit aan hom doen. Hy het nie geweet nie. Nou wil ek iets vir jou sê wat baie belangrik is. En dis 'n vraag wat baie mense vra. Mense, as jy siek word, is dit die duiwel wat dit aan jou doen. God maak jou nie siek nie, jy moet daai ding in jou kop kry. Hier kan ons duidelik sien in die verhaal van Job, dat die duiwel is wat jou siek maak. Hoekom het
ek dit, want Johannes 10:10 sê vir my, die duiwel kom om te steel en te slag en te verwoes. Hy sê maar, dis die Here. Hy sê ek het gekom om vir jou lewe in oorvloed te gee. En ek en jy moet dit vat met alles in ons binneste. Met al ons hande moet ons dit gryp en sê, ek vat dit wat die Here vir my gaan gee. Die Here gaan vir my voorspoedig maak. Maar as jy negatief is, hoor mooi, as jy negatief is en jy spreek negatiewe dinge oor jouself, onthou woorde en krag. Jy moet sê, ek is meer as 'n oorwinnaar in Jesus Christus. Ek weet as jy so swaarmoedig opstel, die lewe, mag die Here by jou uitkom. Sê vir die Here dat jy jou energie moet gee of 'n booster moet gee, want die Here het vir jou die lewe verniet gegee. Geniet die lewe. Moenie dat die duiwel jou blydskap van jou afsteel nie. En ek bid dat die Here vir jou dubbel sal teruggee van die blydskap wat jy verloor het, dat hy vir jou dubbel sal gee wat jy verloor het. With my God, I can jump over a wall. Ek kan 'n bentestorm loop aan Koos. Hoor jy wat ek sê? Ek raak excited as ek praat oor hierdie goede. Job het nie geweet wat agter die skerms aangaan tussen God en Satan. Hy het nie geweet nie. Nog steeds, met sy seere het Job gekom en het die Here geloof en geprys. Dis vir my verstommend hoe hierdie man staande bly by die Here. Nou gaan ek iets vir jou sê. Jy weet, baie mense vra baie keer die vraag, waar kom nou die rampe vandaan? Nou as die kerk se dak wegwaai en ons gaan na die versekering toe, dan is daar 'n klein skrif geskryf, an act of God. Maar God kry altyd die skuld, dis nooit die Bybel nie. Wat gaan dan met ons? Selfs die Polisse mense, ek weet of hulle gebruiksvol word, maar as jy 'n act of God, dan dink ek dit is nou die Here wat nou die dak afgeruk het, van die huis van God. Ek glo dit nie. Dis die duiwel se werk. Hy sal altyd die werk van die Here wil vernietig. Maar nou sê ons sê die act of God, sodat hulle nie seker hoef te betaal nie, weet jy werk die Polisse. Maar hoor jy wat ek sê? Wat se act of God is dit? Nee man, hoor gou wat ek vir jou sê. God is die gewer van goeie dade. God is nie die gewer van slegte dade. En dit het ons gesien in Johannes 10 vers 10. Nou het ek 'n vraag wat ek vra. Wat is jou motivering om die Here te dien? Dien jy die Here vir sy seëninge? Dien jy die Here vir sy beskerming? Of dien jy die Here vir genesing? Waarom dien jy die Here? Dis 'n goeie vraag daai. Hou dit gou in gedagte wat ek nou sê. Job het God aanbid, hoor mooi, omdat God vir hom kosbaar is. Hy het God aanbid omdat hy soewerein is. Hy het God aanbid omdat hy groot is. Hy het God aanbid vir wie hy is. Hoor wat ek sê? Hy het God aanbid vir wie hy is. Jy sien, Satan het die kompetisie verloor teen God. Dis die grootste oorwinning wat God oor Satan behaal het in die Ou Testament was die verhaal van Job. Die grootste oorwinning. Die naaste oorwinning wat die Here oor hom behaal het in die Nuwe Testament, behalwe die kruis, was met die versoekings. Die Satan kom na hom toe. Nou jy moet verstaan, as jy 40 dae gevas het, die wat weet hoe 40 dae gevas het, na dit is jy baie honger. En die duiwel kom na hom toe en sê, man, maak hierdie klippe wat jy sien in die woestyn, maar verander dit in brood en eet. Ons weet, Jesus het nie gedoen nie. Maar ek sien, Jesus gaan dit nie doen, hy sê, kan klim op die tempel se dak, dan spring jy af, hy sê, die Here sal jou ons beskerm, hy sê, die Here jou God versoek jy nie, sê Jesus. Die derde is nog die ergste versoeking vir my. Die duiwel sê vir Jesus, hy sê, aanbid my, dan gee ek jou van hierdie koninkryke wat jy is. Nou dink ek vir myself, jou arrogante mannetjie, ek weet nie wat om te sê, jou arrogante wie ook al, dat jy vir Jesus kan sê, aanbid my, dan sal ek jou van hierdie koninkryke gee. Hy het nie sy koninkryke gemaak nie, sy wie dit is hy? God het dit gemaak. Nou sê hy vir hom, aanbid my, dink ek, jou vieslike ding. Hy verstaan nie wat ek sê. En dink ek, sê jy hoe arrogant is hy, maar Jesus het al drie hierdie versoeking, en dis die naas grootste oorwinnings, wat Jesus oor die Satan behaal het, wat in die Nuwe Testament behalwe nou die kruis natuurlik, wat die grootste oorwinning was. Ek wil 'n vraag vir jou vra vanmôre.
'n vraag vra vanmôre van hoekom gaan jy kerk toe? Hoekom wil jy die Here dien? Hoekom wil jy nie die wêreld dien nie? Daar moet tog 'n rede wees hoekom jy kerk toe gaan, of hoekom jy nie die wêreld wil dien nie. Daar moet 'n rede wees. Weet, jare terug toe ek 'n jong man was, het die pastore gepreek, ek kan ook so preek as ek wil, het die pastore gepreek dat die vlamme van die hel aan jou voete gedek het. Jy het jou lewe gegee in dienste, waarom om hel toe te gaan? Maar jy moet jou lewe gee omdat jy graag wil die Here dien. Vir wie hy is. Nie vir wat jy uit hom uit kan kry nie. As jy hoor wat ek sê, wat se profit kan ek uit hom uit kry? As jy hoor wat ek sê, ek wil jou die volgende sê, jy weet as jy jonk is in die Here, nou, ek gaan raad sommer van myself. As jy jonk is in die Here en jy dien die Here, dan dien jy die Here om te kyk wat hy vir jou kan doen. Dis hoe ek was. Ek nog gedien want ek wil kyk wat hy vir my kan doen. Maar wanneer jy begin geestelik groei, hoor mooi, dan loop dinge nie altyd soos ek en jy dit graag wil hê. Jy het al agtergekom. As jy geestelik begin te groei, dan loop dinge nie altyd soos ek en jy dit graag wil hê. Jy sien, jy dalk 'n gesondheidsprobleem en jy gaan met iemand jy sê, wil jy nie vir my bid nie, en dan bid hulle vir jou, maar jy word nie gesond nie. Mense, die Here is nie 'n TMO masjien wat jy 'n knoppie kan druk en alles gebeur net vir jou. Om te dink, ek kan maar nie dit doen nie. Ek kan maar nie bid, die Here sal dit die hele tyd vir jou gee. Hy is nie 'n TMO masjien wat jy 'n knoppie druk nie. God is meer as die gawes. Al bid jy 7 keer vir dieselfde ding en dit gebeur nie in jou lewe nie, gaan ek en jy nou sê, Wilma, ek gaan nie meer die Here vertrou nie, want hy gee dit nie vir my nie. Want dis die duiwel wat wil hê jy moet twyfel. Ek gee nie om of hy nou, ek sal die Here aanbid nog steeds, of hy dit nou wil gee of nie. Want die Bybel sê, ek sal alles ten goeie meewerk vir die wat my liefhet. Glo dit, ek glo dit met my hele hart. Mense draai hulle rug op die Here, omdat die Here sekere gebede nie vir hulle antwoord nie. Dit is dan, en dis gevaarlik, dan kom mense op 'n plek wat hulle vir hulle self sê, ek wonder of die Here regtig vir my omgee. Want ek bid nou aan mekaar, maar niks gebeur nie. En dan begin ek te wonder, dan begin ek te twyfel, gee die Here regtig vir my om? Kom ek sê vir jou, die feit dat jy hier so sit, en jy daar asem, gee God vir jou om en jy is vir hom kosbaar. Wat het jou geskep en het jou gemaak? Hy maak die beste prinses en prinsesse, ek en jy is 'n prinses en 'n prins van die Here. Moenie dat die duiwel vir jou sê, jy's niks nie man. Hy wil hê jy moet so voel. Hy wil hê jy moet neerslagtig wees. Hy wil hê jy moet 'n swaar gemoed opstaan. Maar jy moet begin in die oggende met 'n oorwinningskreet. Ek het ons nou die dag vir julle geleer in Grieks. Hoor julle kan jy onthou, as jy opsteer die Jode hulle sê, daai woorde van wat hulle uitskree, die Here gee vir my oorwinning. Elke môre moet jy dit opstaan. Maar wat doen die mense? Kom met 'n verkeerde voet in die bed. Jy wil so weet jy, hoeveel hulle dan? Jy kies dit om eerlik te wees in die oggende. Waar kom jy daar? Of party vroue sê, weet as ek 'n pers rok aantrek, moet jy versigtig wees verby. Hallo? Waar kom jy daar? Jy wil so wees. Dis 'n keuse. Jou gesindheid is 'n keuse. Nee, ek het 'n vreeslike dag gehad met kyk kom ek los dit maar. Jy moet vir jouself sê, al ontvang ek niks uit die hand van die Here nie, ek sal hom nog steeds aanbid. Dis wat jy vir jouself moet sê. Ons moet 'n obsessie hê met die genees Heer en nie die genesing wat hy vir jou gee. Kom ek sê dit weer. Ek en jy moet 'n obsessie hê met die genees Heer en nie die genesing wat hy vir jou kan gee. Want wanneer jy dit begin te doen, dan sal jy sien wat God vir jou doen. Want dit gaan oor hom. As jy hoor wat ek sê. Hoor gou mooi. Here, al is die hand vir my toe in my lewe, gaan ek U nog steeds aanbid. Hoor wat ek sê. Al is die hand toe, ek gaan U nog steeds aanbid. Mense, waaroor gaan dit regtig? Kom ons wees eerlik, waaroor gaan dit? Dit gaan oor koos oor 'n liefdesverhouding met God. Dis eintlik waaroor dit gaan. Nou, hoekom moet ek die Here lief hê? Want hy my eerste lief gehad. Want dis hoekom hy gesterf het aan die kruis, omdat hy my eerste lief gehad het.
En ek wil afsluit met hierdie woorde, dat God sal in elke een van jou behoeftes voorsien, wanneer jy dit nodig het, sal hy vir jou voorsien op sy tyd. Nie my en jou tyd nie, sy tyd. Ek en jy wil dit vat in die geloof. Kom ons staan, kom ons bid saam. Ek wil jy met jou hand vanmôre opsteek vir die oorwinning wat God vir jou gaan gee. Vat dit in die geloof vanmôre. Hoor wat mense oor die veld vir jou sê. Steek jou hand op vir die oorwinning wat God vir jou gaan gee. Jy het genoeg trane gehuil, jy het genoeg hierdie drukking op jou gehad, jy het genoeg van hierdie nonsens gehad. Dis die duiwel wat jou wil manipuleer. Hoor wat ek vir jou sê vanmôre, Here, ons almal kom op plekke in ons lewe wat ons vra het. Here, U ken die groter prentjie, ons ken dit nie. Here, daar is baie dinge wat ons nie verstaan nie. Here, my hartsbegeerte is dat ons verhouding met U sal groei. Dankie Here, dat U alles in U hand hou. Ook ons in die holte van die hand. Dankie dat ek weet, U staan nooit onsensitief teenoor ons. Nooit nie. U ken elkeen van ons se weë. Ek wil bid Here, soos die spreekwoord sê, buite ken die Here al jou weë, en hy sal jou paaie vir jou gelyk maak. God wil jou seën. En ek wil hê jy moet dit vat in die geloof. Daar's 'n deurbraak wat kom. It's coming soon. But I want you to trust the Lord, even if you see nothing. Hoor, al sien jy niks nie, man. Ek sê, ek gaan aan die Here vashou soos Job. Here, dankie vir die verhaal van Job, Here. Hy het baie dinge deurgegaan vir 6 maande, en nog steeds het hy staande gebly, en die Here geloof en geprys. Kyk het hoe hy voorsien vir my skoonseun vir werk. Wil jy my vertel, hy kan nie vir jou voorsien nie? My God can do anything. Anything is possible. God gaan vir jou 'n deurbraak gee. Dit waarvoor jy bid sal God vir jou gee. But only believe and trust in Him. Amen? Prys die Here. Ons gaan daardie tyd weer lekker koffietjie drink en 'n teetjie. Die voorsangers kan vorentoe kom.